So, ons het 'n dogtertjie, sy is 3 jaar oud, haar naam is Ariel, en ons het 'n seun, sy naam is Joshua, hy is nou 5 maande oud, en my dogtertjie se gunsteling speletjie op hierdie oomblik is wegkruipertjie. Maar hoe ons wegkruipertjie werk is, gewoonlik is ek en Joshua aan, en dan moet ons nou vir haar gaan soek, of ek en een van haar teddies is aan, en dan moet ons haar gaan soek, en dan sê sy, okay papa, ek gaan hier wegkruip, maar dan begin ek tel, nee, wag eers, ek moet eers wegkruip en dan moet jy tel. So dis hoe dit werk. So ek moet eers sien waar sy wegkruip, dan moet ek loop, dan moet ek tel tot 5. Sy kan tot 5, sy kan actually tot 10 tel, maar tot 5 for some reason. En dan moet ek tel en dan moet ek haar gaan soek. Nou, ek dink, gebed is ook amper so iets. En as ons God se wil soek, as ons hierdie vraag wil vra, antwoord van hoe bid ons, dan is God soos, hier is dit, hier is die antwoord. Jy weet waar om te soek, jy hoef nie op snaakse plekke te gaan soek nie, dit is so eenvoudig soos 'n geloof van 'n kind, dit is net hier. In ons geval is dit gewoonlik in die kas of agter die een stoel. En dis wat gebed is God het vir ons kom wys, Jesus het vir ons kom leer hoe om te bid. Ons hoef dit nie op snaakse plekke te soek nie, dis in God se woord. Amen. So dis wat ons vanaand gaan doen, en ook die hele kwartaal gaan ons die Onse Vader gebed leer. Ons gaan dit bietjie meer opsê, van volgende week af gaan ons dit in die erediens ook opsê. Is daar enigiemand wat braaf genoeg is om nou al die Onse Vader uit hulle kop uit op te sê? Wil jy hom kans gee? Okay, gaan volgende week dalk 'n prys hê vir die ene. Ek het nie vanaand 'n prys nie, as jy dit kan opsê, maar vanaand gaan ons nie die Onse Vader lees soos ons dit ken nie, maar ons gaan, so die Onse Vader gebed is in Matteus 6, die bekende ene, wat sê, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, u wil geskied, soos in die hemel so ook op die aarde, tannie verdien 'n prys. Okay. Maar vanaand gaan ons kyk na Lukas 13, dis net 'n ander teks in een van die ander evangelies, waar Jesus 'n verkorte weergawe van die Onse Vader vir ons gaan leer hoe om te bid. So hierdie kwartaal gaan ons leer wat beteken gebed en hoe bid ons, en ons gaan ook oefen om te bid. Soos ons nou reeds tydens die lof en aanbidding waar ons met Jesus gepraat het, dit is ook gebed. So ek wil hê, draai net gou as 'n ysbreker vanaand, net na die persoon of persone langs jou. As jy sien daar's iemand alleen, gaan sit maar langs hulle, stel jouself voor, ek dink nou aan Shai Marina, jy sit daar alleen. Gesels net kortliks met die persoon langs jou oor hierdie 2 vrae. Wat is gebed? So daar's nou nie verkeerde antwoorde nie, dis 'n persoonlike vraag. Of as jy nie met iemand wil praat nie, dink net oor hierdie vraag. Wat is gebed vir jou en waarvoor bid jy op hierdie oomblik in jou lewe die meeste? Dis Januarie, so ons bid vir geld, dat die maand sal verbykom. Okay, ek gee gou 2 minute, draai gou na mekaar toe, gesels, julle kan praat en raas in die kerk. Go. Goed, so gaan dink bietjie ook oor hierdie vraag,
hierdie week, ons in ons gemeente is ons ook besig met 'n maand van gebed. Toe besluit ek, maar kom ons maak met die jong mense sommer 'n kwartaal van gebed, waar ons leer oor gebed. So as jy vanoggend in die erediens was, het Jeanette ook gepreek oor gebed, en die opsomming van die preek was uiteindelik, dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor die gesindheid waarna jy na God toe gaan. Maar hopelik vanaand, ek gaan nou Lukas 13 vir ons bietjie opsom, gaan ek vir julle 7 beginsels gee. 7 Bybelse waarhede oor gebed, wat ons net bietjie help te verstaan wat dit is en hoe benader ek gebed, want as ek moet bieg, my gebedslewe was vir 'n baie lang tyd baie shocking, want ek het nooit geweet waar om te begin of wat om te bid nie, en dan ek het sommer, omdat ek nie geweet het hoe om te bid of wat gebed beteken nie, het ek dit sommer net geïgnoreer, verstaan? Maar as ons dit beter verstaan, God beter verstaan, dan gaan ons ook meer wil bid, en ek gaan aan die einde vir julle ook 'n storie vertel wat dit bietjie opsom. So, kom ons begin. Jy kan dit ook op jou eie tyd gaan lees, Lukas 13, maar ons gaan dit so stuk lees vanaand. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. So net in daai een gedeelte van vers 1 kan ons 'n paar dinge uitpak, maar die opsomming daar is, gebed vra soms afsondering. Jesus het die gewoonte gehad, as jy die evangelies gaan lees, het hy gereeld, dan soek sy disippels om, waar is hy, waar is Jesus? Hy bid. Hy het gewoonlik op 'n berg gaan klim, of hy het langs die strand partykeer gesit en gebraai. Ek neem aan hy het ook daar gebid en gebraai, dis cool om te weet. En hy het net vis gebraai, so ek dink as hy in die Karoo was, of in die Vrystaat sou hy, of in Suid-Afrika sou hy choppie gebraai het. Maar anyway, Jesus het homself afgesonder, verskillende tye, gewoonlik vroeg in die oggende, laatmiddag as die son gaan sak, of soms laat in die aand, deur die nag, het Jesus homself afgesonder om alleen tyd saam met die Vader te spandeer. En ons lees ook, ek dink die skrywers het spesifiek die woord ergens gekies. In ander woorde wat ons hier kan leer is, jy kan enige plek bid. Ja, dit vra soms moeite en afsondering om te sê, okay, ek gaan nou 'n afspraak maak, ek gaan alleen iewers gaan bid, of ek nou gaan stap, of ek nou gaan sit iewers, of in die veld, of in my kantoor, of in my kar, wherever, enige plek kan jy bid. Enige tyd kan jy bid. Jy kan hardop bid, jy kan in jou kop bid, maar dit vra iets, dit vra soms 'n bietjie opoffering, bietjie minder doomscroll en bietjie meer bid. Dis my voorneming vir die jaar, dis moeilik. Volgende beginsel oor gebed. Gebed vra nie net afsondering nie, maar gebed vra ook community, gemeenskap. Toe hy klaar was, toe Jesus nou klaar alleen gebid het, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer bid het. En dan gaan Jesus verder en sê, ons Vader wat in die hemel is. So gebed is uiteindelik primêr ook 'n gesamentlike ding. So kom kerk toe, leer om te bid, bid saam met ander mense. Kry mense om vir jou te bid. Te bid. En bid ook vir ander. Julle, daar is 'n aspek van jou persoonlike verhouding met die Here. Maar Christendom is nie net 'n persoonlike verhouding met die Here nie, dit is 'n interpersoonlike verhouding met die Here, saam met ander mense. Julle, as dit nie vir ander mense, gelowiges, vriende, mentors, familie was, wat my gedra het in my lewe, in die moeilike tye nie, sou ek nie vanaand hier voor julle gestaan het nie. Kan julle beloof. So moet jouself nie isoleer nie. Die wêreld raak al hoe meer van COVID af, en dit gaan hierdie jaar net erger word. Dit raak net erger, waar mense al hoe meer net na binne toe gaan, hulle self isoleer. Moet dit nie doen nie. Begin net uitreik na iemand. Hierso staan ek nooi jou uit. As jy alleen voel, bel my, kontak my. Ek sal saam met jou koffie gaan drink. Vra community. Terloops, ek wil net so 'n bietjie bemarking doen. Ons het woensdaeoggende of maandeaande het ons Man Cave Mondays. Woensdaeoggende het ons manne gebed 6:30. Donderdagoggende is daar dames gebed en dames Bybelstudie 8:00 die oggende, en Woensdae 9:00 ook 'n dames Bybelstudie. So hier's vir die manne en die dames iets. Raak betrokke. Kom bid saam. Gebed gaan nie oor wat jy doen nie, maar dit gaan oor wie jy is. Gebed gaan oor identiteit.
En dan sê Jesus, wanneer jy bid, bid dan, Vader, laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom. Gebed begin nie, is nie noodwendig primêr, soos julle hier sien, hoe begin Jesus sy gebed. Dit is nie 'n klomp lysie, 'n boksies wat ons moet tik, Here, ek het dit nodig en dit nodig en dit nodig en dit nodig nie. Dit is dit ook, maar dis nie waar dit begin nie. Dit begin by identiteit om te vra en te verklaar wie God is. Want as jy 'n verkeerde idee van wie God is, dan gaan jou gebed te vergeefs wees. Dan gaan dit nie help nie. Dis so goed, ouens, girls, kom ons praat nou maar met die ouens, as jy 'n girl wil opchat, en dis hierdie blonde girl, en sy het blou oë, en jy skryf vir haar briefie, yes, jy die mooiste brunet, bokkie, bruin oë, wat ek in my lewe, dit gaan nie werk nie. Nie dat jy die Here moet opchat nie, maar julle verstaan, dis 'n verhouding, dit help nie jy sê goeders van die ander persoon, of dink goed van die ander persoon, wat nie waar is nie. So wanneer jy na God toe gaan, moet jy weet, primêr, sy identiteit is 'n vader. Hy's 'n goeie vader, hy's 'n liefdevolle vader, hy's 'n regverdige vader. Jy moet, wanneer jy na God toe gaan, weet, God is nie noodwendig net jou speelmaatjie nie, hy's nie jou buddy nie, hy's jou vriend, maar hy's heilig. Laat u naam geheilig word. In ander woorde, wat heilig beteken is, hy's moreel perfek. Hy's ernstig oor sonde. Hy gaan nie met hom laat mors nie. Ons moet met 'n sekere nederigheid ook na hom toe gaan en erken, Here, ek is eintlik skuldig voor u, maar ek pleit en ek kom na u toe. Maak aanspraak nie op my goedheid nie, maar op u genade. U is heilig. En om te weet, Jesus is nie net liewe Jesus nie, hy is liewe Jesus. En ja, leer jou kinders om te bid, liewe Jesus, en vra, hy is 'n God van liefde, en hy's naby, en hy's sagmoedig, maar hy is uiteindelik koning. Laat u koninkryk kom. Ons kan nie bid vir iemand se koninkryk as die persoon nie 'n koning is nie. Jesus is ons koning, ons Here, ons meester. Hy is die hoogste autoriteit in jou lewe, en ons moet dit besef en weet. En ja, dit gaan oor identiteit, dit begin by God se identiteit, maar hoe meer jy bid en Bybel lees, dan kom jy agter, maar my identiteit word ook gevorm. Want my identiteit word nou nie meer gevorm deur wat die wêreld van my sê, of wat my rapport vir my sê, of wat die coaches van my sê, of wat my ouers of vriende van my sê nie. Dit word primêr gevorm, wat sê God van my? En dis ook waar gebed gaan, en wat jy kan bid, is, Here, wys my, wat is my identiteit? En net deur hierdie paar versies kan jy sê, en mediteer op dit, en sê, wow, maar as God my Vader is ek sy kind. Wow, sy geliefde kind. As God heilig is, dan beteken dit, ek is geheilig. En jy is geheilig deur Jesus se bloed. Dit beteken, ek moet nou heilig lewe. Om heilig te lewe beteken, jy maak klaar met sonde, jy leef anders as die wêreld, en jy hanteer mense ander as wat die wêreld mense hanteer. Dis wat dit beteken om heilig te leef. En as ek sê, my pa is die koning, dan beteken dit, ek is royalty. Jy is 'n koninklike, jy het die koning se bloed wat deur jou vloei. Jy is 'n koningskind, jy het waarde. Het gaan oor identiteit, om God se identiteit te ontdek en ook jou identiteit te ontdek. Dis waar gebed gaan. Gebed gaan vierdens ook om ons afhanklikheid te erken. Gee ons vandag, elke dag, ons daaglikse brood. Nie as dit swaar gaan, gee my daaglikse brood nie. Nie as dit net goed gaan nie, maar altyd, elke dag. So wanneer dit goed gaan met jou, bid jy dit. Wanneer dit swaar gaan, bid jy hierdie. Maar dit gaan eintlik oor die verhouding wat jy het, dat jy kan besef, alles wat jy het, is net 'n geskenk. Wat is daai mooi lied van Koos du Plessis, waar is die Afrikaanse noot vir noot contestants, alles wat ek het is net genade, of alles is net geleen, alles is net genade. Al ons besittings wat jy het, alles wat jy het, is net geleen. En as jy nie baie het nie, ek weet jy het nie niks nie, wees dankbaar vir wat jy het, en wat jy ontvang van jou ouers, van wherever, van jou werk, jy het dit ontvang van God af. En gebruik dit verantwoordelik. Dis hoe ons hierdie teks uitleef. Ons gebruik wat ons het verantwoordelik. En mag jy ook weet, jou gebed, of jou gehoorsaamheid,
Wanneer ons bid soms, dan vra ons vir die Here, Here help my, kom wys my wat ek moet gaan doen. So baie keer as jy het op jou hart voel om iemand anders te gaan help, is jy die antwoord op iemand anders se gebed. Ek het 'n storie gehoor in die gemeente waar die een oom finansiëel swaar gekry het. En hy het gebid tot die Here, hy het dit met niemand gedeel nie, en toe iemand anders in die gemeente, 'n broer in Christus, net geervaar die Here sê vir hom, gee vir jou geld. En toe hy dit vir hom gee, toe bars die trane uit, want hy sê, dis wat ek gebid het. En die Heilige Gees het die ander ou op sy hart gedruk om dit te deel. So weet, jou gehoorsaamheid is soms 'n antwoord op iemand anders se gebed. En wanneer iemand anders jou wil help, is dit God wat jou soms wil help. Moenie te trots wees om te sê, nee, ek het nie hulp nodig nie. Sê dankie. Julle, die lewe is hard. Die lewe is kliphard. As iemand iets uitreik na jou toe, jou wil help, of het met 'n geldjie, of 'n tyd, of 'n koffie, of 'n whatever. As iemand vir jou iets wil gee, moenie trots wees nie. Dis dalk die Here wat vir jou wil help. Sê dankie. Sê dankie en aanvaar dit. Okay. Maar wees ook bereid om ander te help. My horlosie sê my hartrate is abnormally high. So ek raak passievol oor die evangelie. 5de. Gebed gaan oor transformasie. En Jesus sê ons moet bid, vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie. En in die ene Matteus sê dan, verlos ons van die bose. Okay. So is 3 dinge wat gebeur. Die eerste ene, vergeef ons van ons sondes. So jy kom weer eens met 'n verantwoordelikheid na God toe, met 'n erkenning dat jy sondig en gebroken en eintlik die hel verdien. Niemand van ons verdien die hemel nie, julle. Hallo. Ons almal verdien die hel. So ons kom en sê, Here, vergewe my sonde. Maar daai vergifnis, daai genade ontvang ek, nie om vir myself te hou nie, maar om uit te deel. En die tweede stap is, help my ook om ander te vergewe wat teen my gesondig het. Want ek het so baie van U ontvang, ek kan daai vergifnis uitdeel. En dan die derde een, verlos ons van die bose. Daar is 'n geestelike rellum, of jy dit nou wil erken of nie. Daar's bose magte wat jou siel soek, wat jou lewe wil verwoes. Ons lees die vyand sê, of Jesus sê in Johannes 10 vers 10, the enemy came to steal, kill and destroy. Jesus said, I came to give you life in abundance. Die vyand se doel is om ons te verwoes en dood en siekte en seer en ons lewens uit om verhoudings te breek. Maar Jesus wil vir ons lewe gee. En hierdie leer vir ons dat gebed gaan begin ook nie met Here, U moet dit doen en dit doen en dit doen nie, maar soms moet ons bid, Here, wat wil U in my kom doen? Wat moet ek verander in my lewe? Dit bring my by my volgende punt. Okay, so ons sien, dit gaan oor jou persoonlike heiligmaking, jou transformasie. As jy lank genoeg tyd in die Here se teenwoordigheid gaan spandeer in gebed, gaan jy begin verander. Jy gaan begin anders lyk, jy gaan begin anders praat, jy gaan begin anders optree, jy gaan begin anders reageer teenoor situasies, omdat jy heilig gemaak word, nuut gemaak word deur die Gees. Maar gebed is ons wat sê eintlik, Heilige Gees, kom doen wat U wil doen. Gebed vra verantwoordelikheid. Jesus sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, elkeen wat soek, kry en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Die vra, die soek en die klop, is nie dinge wat God moet doen nie. Dis verantwoordelikhede wat Jesus vir ons gee om te doen. En 'n rede hoekom meeste van ons gebede nie beantwoord word nie, is want ons vra verkeerde vrae. So hou aan vra, maar maak seker jy vra die regte vrae. In plaas daarvan om te vra, Here, gee vir my 'n nuwe werk, vra vir die Here, Here, hoe kan ek anders optree in my huidige werk? Here, gee vir my 'n nuwe vrou, vra jy, Here, hoe kan ek 'n beter man wees? Here, gee vir my 'n makliker uitkoms. Here, gee vir my krag om hierdeur te gaan. Hou aan vra, maar maak seker jy vra die regte vrae. En waar ons die vrae kry om te vra is in die woord.
So dit vra dat ons ook sal soek en klop terug by die storie van ek en my dogtertjie wat wegkruipertjie speel. Waar moet ons gaan soek? Daar waar die Here gesê het, ons sal hom vind in sy woord, wanneer ons gaan stil word by hom. En julle, dit vra verantwoordelikheid. Om te vra beteken jy erken jy het hulp nodig. Jy erken jy kan dit nie self nie. Om te gaan soek beteken jy moet opstaan van jou agterend af en beweeg. Om te gaan klop beteken jy kan nie vir Uber bel en sê kom hiernatoe nie. Jy moet opstaan, jy moet die deur oopmaak, jy moet gaan stap, jy moet waag moet hê, jy moet braaf wees, jy moet vra dat die Gees jou die krag sal gee om uit te gaan en te loop. En dis 'n voortdurende proses en jy gaan jou kop stamp, jy gaan foute maak, maar die Here beloof hy is by ons elke tree. So moenie opgee nie. Ek dink baie mense met geloof is hulle so quick fixes. Ek het in my hart vir Jesus gegee, alles moet nou perfek gaan. Nee, is nie hoe dit werk nie. Jy moet aanhou soek, aanhou vra, aanhou klop. Want in die proses van soek en klop en vra, wat gebeur? Jy spandeer tyd saam met God en hy verander jou in die proses om die man of die vrou te wees wat hy beplan het jy moet wees. As God vir ons dadelik net vir ons alles gee wat ons wil hê, dan gaan ons dit weggooi. Maar daar's 'n rede hoekom jy dalk nou finansiëel bietjie swaar kry, sodat die Here vir jou iets wil leer. Daar's 'n rede hoekom jy nog single is, want die Here wil dalk nog vir jou ietsie leer in hierdie storm, in hierdie woestyn tydperk. Maar maak seker jy gaan soek en vra en klop aan God se hart. En meer belangrik, voor ons gaan klop, of voor ons gaan vra, moet ons eers toelaat dat die Here vir ons vra. Dis ook wat gebed is. Daar's klomp vrae wat die Here vir ons in die Bybel vra. Hy vra, wie sal ek stuur? Hy vra, was jy daar toe ek die aarde geskep het? Hy vra, waar is jy my kind? Hy vra, besef jy wat ek vir jou gedoen het? So wat is die vraag wat God jou vra? Gaan dink bietjie daaroor hierdie week. Dit is eintlik genoeg om oor te dink vir 'n jaar lank. Gaan vra, wat vra God jou? Wat vra hy van jou? Wat soek hy van jou? Hy soek jou. Dis wie God is in die Bybel. Hy's 'n soekende God. Ons het dit gesing. Hy verlaat die 99 en hy gaan soek die een wat verlore is. Die een wat bietjie afgedwaal het. Die outsider, die vreemdeling, die rebel. Die Here gaan soek jou. Hy gaan haal jou en hy bring jou terug na sy huis toe. En die Here klop ook. Ek het dit gebid ook in Openbaring 3 lees ons. Jesus klop aan ons harte. Dis die eerste plek. Maak oop jou hart, laat Jesus inkom, koning wees. Voor jy begin klop op ander plekke. Laaste en seker die heel belangrikste punt oor gebed. Gebed gaan oor, sê dit saam my, verhouding. Sê dit saam my, gebed gaan oor verhouding. Met wie? Met die drie enige God. As julle wat sleg is, ek en jy, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees vir julle gee, vir die wat vra. Weereens, dis waarvoor ons moet vra in gebed. Ons moet vir God vra, Here, wie is U? Wat is U wil? Geef vir my U Heilige Gees. En hier beloof God, dis eintlik die sleutel van soek en klop en vra, soek die Heilige Gees. Lewe meer oorgegee aan die Heilige Gees. Vra die Heilige Gees om jou lewe te kom oorneem. Om jou te kom vul. Ek wil afsluit met 'n storie om te verduidelik oor hierdie verhouding is. Toe ek klein was, het ek my pa altyd my die storie vertel. Dis een van die min memories wat ek het van voor skool is, ek was so 4 jaar oud, maar ek sou elke aand net so voor 7 na my pa toe gaan en vir my pa vra, gaan pa nou nuus kyk? Wanneer kyk pa nuus? So 'n paar keer in die middag, gaan pappa nou nuus kyk? Wanneer gaan pa nou nuus kyk? Okay, hoekom wil ek dit weet? Want as pappa gaan nuus kyk, dan gaan sit ek op sy skoot. Sy my arme boetie, ek het my boetie ook vir my pa afgeskop. Ek wil by my pa sit. Maar dis hoe haar gebed gaan. Tyd saam met die Vader. Tyd saam met die Vader waar jy sy stem hoor. Julle, hoe awesome is dit nie? As dit jou, mag julle ook so wees om so die Here te vra, Here. En dis eintlik wat die Here met ons kom doen. Hy kom na ons en sê, wanneer gaan jy saam met my tyd spandeer? Wanneer gaan jy saam met my tyd spandeer? Kom, ek soek bietjie
Ek is 'n pappa, ek het jou lief, ek wil vir jou sê hoe lief ek jou. Ek wil vir jou kom genees van jou seer, van jou sonde. Ek wil jou vrae kom beantwoord. Kom, spandeer tyd saam met my. Dis hoe die Here is teenoor ons. Maak tyd vir hom, toe. Maak tyd vir hom hierdie week. Jy sal nie spyt wees nie. Het gaan oor 'n verhouding met die drie enige God, met die Vader, met die Seun en met die Heilige Gees. 'n Prentjie wat ek sommer met julle wil los ook oor wat gebed is sien dit ook soos jy gaan sit aan tafel by die Vader, by die Seun en by die Heilige Gees en dan sit jy daar by die tafel en jy gesels met hulle en jy praat met hulle en jy luister wat hulle vir jou wil sê. Dis sommer nou net 'n metafoor, moet my nou nie quote op dit nie, maar ek probeer net vir julle prentjies gee om anders te dink oor gebed. Dit gaan oor verhouding. En ek wil afsluit met hierdie gebed, ek wil julle dalk 'n nuwe manier leer om te bid tot die drie enige God. Om sekere goeders vir die Vader te vra, sekere dinge vir Jesus en sekere dinge vir die Heilige Gees. Want obviously ons glo in een God, maar al drie het een doel, maar verskillende rolle. Byvoorbeeld die Vader is iemand wat ons geskep het en vir ons identiteit gee. Vaders, pappas wat hierso sit, dis jou rol. Jy moet jou kinders, dis hoekom ons kinders jy jou pa se van kry, want dis waar identiteit vandaan kom. Jy moet vir jou kind sê, hey, dis wie jy is, ek is trots op jou. Dis hoe ons dinge doen. En die tweede is Jesus, hy is ons verlosser, hy is ons koning. Ons vra vir hom, so by die Vader kan ons vra, Here, wie is ek? Wat is die plan? Jesus kan ons vra, wat is 'n rigting? Vat my sonde weg, hy het vir ons gesterf aan die kruis en dan die Heilige Gees is ons vertrooster, ons krag. Vra Heilige Gees, gee my krag. Werk met my emosies, maak my kalm. So hier is sommer 'n eenvoudige gebed wat ek geskryf het, wat ek wil hê ons moet mee afsluit. Laat ons daarom nie net praat oor gebed nie, maar laat ons ook bid. So, ek gaan julle vra om nie julle oë toe te maak nie, maar sommer hardop, saam met my. Ek gaan dit lei, obviously, julle gaan nie na my bid nie, ons gaan dit net saam bid vanaand. As jy wil, kan jy 'n foto hiervan neem, ek gaan dit hier oplos, en dan kan jy daar bid hierdie jaar, as jy nie weet wat om te bid nie. So, is julle gereed? Julle gaan saam met my bid. 1, 2, 3. Goeie Vader, kom wys my wie U werklik is, sodat ek in my ware identiteit kan leef. Koning Jesus, kom transformeer my lewe, sodat ek meer soos U lyk, o Here. Heilige Gees, kom vul my met U krag om meer verantwoordelik te wees. Amen. Vriende, ons gaan julle nou groet, so ek wil gou vra dat die groepleiers hier voor kom staan, dat ek julle net voorstel gou aan die ouers, en dat julle tieners kan sien wie julle is. So die belydennisklas, die verbintenisklas, die graad 11s, en julle ouers, julle kan net vir my hier kom sit. Julle kan dalk eers vinnig uitgaan, daar's cupcakes daar buite. So jy gaan gryp eers 'n cupcake en 'n koeldrank of 'n water of 'n koffie, en dan gaan jy na jou groepe toe.